Goeiemôre Suid-Afrika, 15 Julie 1300 tyd van hierdie berig vir die Iran-oorlog. Nou, ons het gesien sedert die naweek het strikes in Iran opgetel, nadat Iran oor die naweek op 3 skepe geskiet het in die Strait of Hormuz. En nou elke aand in 'n ry, dis nou die gisterand was die 4de nag in 'n ry, waar daar strikes was op Iran se teikens, rondom die Strait of Hormuz en so 'n bietjie binneland toe. Allerhande moontlike teikens wat bydra tot die Iranse poging om mense te skiet in die Strait of Hormuz. Paar van hulle ander nuwe fast boats wat hulle reggemaak het om te gebruik is gesink, en dan ook ander teikens van waar af missiele of drones kon gelanseer word op die skepe. En dit is gisterand nog die grootste in sover in die laaste 4 nagte. Maar hier's 'n nuwe ding. Net so halfuur terug het hulle begin met daytime strikes in Iran. Na gisterandse strikes wat so meer as 7 ure lank gehou, hulle is nou op die oomblik besig met daytime strikes. Wat beteken dit? Hierdie ding eskaleer. President Trump het vir hulle baie duidelik gesê, julle skiet 1 skoot, ons skiet 20. Hy het nou sy mind gechange. Julle skiet 1 skoot, ons skiet 40, want hulle hou nie op nie. Die Amerikaanse military is besig met strikes tot nou dieper in Iran ook. En dis die eerste keer dat ons daytime strikes doen sedert die voltydse oorlog aan was, daai eerste 6 weke. Vanaf die skietstaking begin het, was daar nooit daytime strikes nie, en begin nou weer. President Trump het duidelik gesê gister weer, hy hou sy opsies oop om die volgende wat hy gaan doen is hulle support services, brûe en gasstasies, wat hulle vermoë om te fight support, gaan hy uithaal. Nou hy doen dit nie op die oomblik nie, want hy dink aan die populasie, want wie gaan nou onderlei? Die populasie gaan nou onderlei. Dit het hierdie laaste 4 dae obviously het nou die olieprys opgestoot, van $69 af na $79 toe. Vat, is daarmee op by 120 wat was tydens die hoofgedeelte van die oorlog nie. Dit beteken nog steeds word daar olie deurgekom deur die Strait of Hormuz. Amerika se vloot hou steeds aan om skepe te eskort daardeur, en daar is nou volledige blokkade weer in plek. Enige skepe wat wil besigheid doen met Iran word nou geblok. Hulle word teruggedraai, so die Navy blokkades terug in plek. Ek hoor nog steeds mense wat sê, ja, maar Amerika was so bang, hulle moes hulle skepe 1000 myl wegvat van Iranse kus af, en weet ek nie hoeveel hulle nou hê, ons moet 'n blokkade reg op Iranse grens sit met skepe wat 1000 myl ver is. So, weet jy wat so stront stories rondloop? So nee, die military van Amerika se skepe, die Navy skepe, is terug by die Strait of Hormuz, by die ingang daar. Hulle doen 'n blokkade en hulle keer enige skepe in of uit wat besigheid wil doen met Iran. Nou praat baie mense van, ja, maar president Trump het gesê niemand mag, Iran mag nie tolgeld vra nie, maar hy wil dit nou self doen. Daar's nog net praat daaroor, en dis nie tolgeld nie. Wat president Trump van praat is die kostes wat dit die Amerikaanse weermag kos om skepe deur te eskort, daai kostes te cover, that's it. Het gaan nie oor tolgeld te vra, dit is nou tolhek. Dit gaan oor die kostes te cover wat die Amerikaanse weermag kos om ander skepe te deur eskort. So, en is nog nie finale plan nie, ons sal sien waar kom dit vandaan. Maar hier is die ding expand. Intussen retaliate Iran met van hulle laaste drones en rockets wat hulle missiele wat hulle daar nogal net in die buurlande inskiet. En op die oomblik, meeste van die goed word maar net eenvoudig afgeskiet. Iemand sê vir my nou, gister of iewers, ek kan nie so onthou waar nie, dat iemand hier in Amerika, een of ander professor van MIT, wat dink hy slim, sê, ja, die thought system en ons missiele lugafweerstelsels is so swak dat goed werk nie is nie. Hy moet net soontoe gaan en gaan kyk. Die meeste van die missiele en drones word afgeskiet. Hulle kry nie kans om deur te kom op teikens. Hier en daar kom een deur of debris wat uit die lug uitval op mense word beseer. Maar al die missiele wat Iran op sy buurlande skiet, hulle het nie, maak nie skade nie.
behalwe van debris wat nou val. En hier en daar kom een deur, maar die meeste word afgeskiet. So dis die stand van sake. As ons weer later bietjie meer, hierdie strikes wat nou in die gang is, ons sal bietjie meer inligting later van dit kry vandag en as hulle dit uitgee, wat se strikes, waar en hoeveel en so aan. Geniet julle dag verder.